Dis waar hierdie twee nature van Christus te verskyne kom waar die belang lê. Hy moet ware God wees, want hy moet voldoen aan die Here se vereistes, maar hy moet ook ware mens wees, want dit is ook deel van die Here se vereistes, want die mens betaal. Dit is nie Die mens het gesondig en daarom moet die mens die straf dra. Ja. Goeiedag en baie welkom by hierdie week se episode van Om die Woord. Ons gaan in hierdie week stil staan by die Heidelbergse Katekismus se vraag en antwoord 35. Vir hierdie week is ons by vraag en antwoord 34 en dan gaan ons weer ons voort. En dit is by Sondag 14. Ons sal onthou, ons praat nou al die afgelope tyd eintlik oor die manier hoe die katekismus die apostoliese geloofsbelijdenis ons uitlê. Nee, ons sê hoor elke Sondag ek glo in God die Vader, die skepper van hemel en aarde. En dan wanneer ons bely aangaande wie Jesus Christus is, dan sê ons in die apostoliese geloofsbelijdenis dat hy gebore is uit die maagd Maria, dat hy ontvang is van die Heilige Gees en gebore uit die maagd Maria. En dis op hierdie artikel wat vraag 35 ingaan. So die vraag wat beteken, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. En dan die antwoord, dat die ewige seun van God, wat ware en ewige God is, en blyk, die ware menslike natuur uit die vlees en bloed van die maagd Maria, deur die werking van die Heilige Gees aangeneem het, so is hy tegelijkertyd die ware nakomeling van Dawid, alles aan sy broers gelyk, behalwe die sonde. So dit is nou 'n goeie mond vol, nee. Ontvang van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Die antwoord begin met 'n interessante ding. Ons het as ons by Sondag 8 is, dan hoor ons van die drie eenheid, God die Vader, Seun en Heilige Gees, wat al drie ware en ewige God is. Hierso is 'n belangrike ding wat dan in antwoord 35 staan. Daar staan dat God die Seun ware en ewige God gebly het. Hoekom is dit belangrik dat hy ware en ewige God gebly het? Ja, so as ek kan begin, hy het as mens dink aan die twee nature van Christus, waar hy 'n menslike natuur en 'n goddelike natuur het, moet ons onthou dat hy is ewig God en hy bly ewig God. Hy het nooit hierdie goddelikheid van hom verloor nie. Hy het net mens geword. So hy is en bly God. Dit is nie dat daar nou twee mense of so iets is, of twee wesens is eerder nie. Die Seun bly die deel van die drie eenheid ewige ware God. Hy het net die menslike natuur aangeneem of mens geword. So dis waarop die antwoorde in die begin klem lê, is dat hy is van ewigheid af God en bly van ewigheid af tot in ewigheid in God. Hy het net die ware menslike natuur aangeneem. Ja. Ja, dit ekskuus sorry om bietjie by jou aan te las ook. Ja. Dis ook spesifiek vir die doel hoekom hy hiernatoe gekom het. Hy moes volle mens wees, maar ook volle God wees. En omdat hy ons moet verteenwoordig, waar hy gaan hang aan die kruis, en vir ons sondes betaal, waar hy gaan opstaan, maar ook volle God, dat hy die magdom van ons sonde, die verskriklike pyn en lyding wat ons eintlik moes na regte moes ontvang, dat hy dit kon dra. Want geen mens sal dit kan oorleef nie. Geen mens sal dit daardeur kan gaan en nog steeds alles doen wat Christus gedoen het daar aan die kruis. Dit is om sy sodoende uit te leef, is dat hy God moes wees daarvoor.
Ja, ja. Ja, as 'n mens teruggaan, dit sluit mooi aan by vraag en antwoord 14 van die katekismes ook, nê. Die middelaarskap van Christus. Hy moes ware God bly, om vir al ons skuld ook te kan betaal. So hy's meer as net 'n volkome mens. Kosbaar prys kan ons sê ook as 'n vlekkelose en volkome mens, want hy is God self. Ja, ek dink so die belydenis maak duidelik, God het nie in 'n mens verander nie. God die Seun het 'n menslike natuur aangeneem, nê. En met daai menslike natuur, wat is die som totaal van wat daarmee bedoel word? Hy het 'n menslike natuur aangeneem. Wat sou julle sê? So, ek gaan dalk aanvanklik nie die vraag direk antwoord nie, maar ek gaan terugkom na hom direk te antwoord toe. So, hy's gebore uit die Maagd Maria. Ja, hy is ontvang deur die Heilige Gees, gebore deur die Maagd Maria. So wat dit beteken is, sy bevrugting was goddelik en bonatuurlik, maar sy geboorte was menslik. So die katekismes lê hier klem daarop dat hy soos as 'n mens letterlik gebore, vlees en bloed. Hy het alles wat ons as mense deurgaan, gaan hy deur. Maar die klem wat die katekismes mooi lê is alles behalwe die sonde. Hy het nooit gesonde. Maar alles van menslike emosies tot tentasie deur die Satan, tot honger en dors en seer kry en moeg word en alles wat ons as mense weens ons menslike natuur ervaar hy ook. Maar die groot verskil is wel dat hy het nooit gesond. Ja, ek dink ook iets wat nogal treffend is die woordgebruik van die katekismes. Ja, daar nie gesê word hy het in 'n mens verander nie, maar dat hy die natuur van die mens aangeneem het. So hierso sien ons dan ook die regering en die beheer van die Here, sy soewereiniteit ook raak. Want die Here is nie, ons Here Jesus Christus is nie passief dat hy verander word in 'n mens nie. Want as dit so die geval was, dan beteken dit dat iets 'n gesag uitgeoefen het oor Christus om hom te verander het. Maar omdat hy God is hy die een wat die gesag het. En so is hy die een wat die menslike natuur aanneem. Hy doen dit aktief. Hy is nie passief in daardie daad nie. So dis ook nogal interessant die mooi woordgebruik van die katekismes ook daarin raak te sien. Ja, daardie menslike natuur. In die ons geloofsbelijdenis waar ons aangaande die saak bely, dan maak ons ook baie duidelik menslike natuur behels liggaam en siel. So dit is nie mens kan daar partykeer so 'n bietjie praat asof hy net 'n liggaam, 'n menslike liggaam aangeneem het. Maar as ons sê menslike natuur, dan is dit menslike natuur in sy Die voluit daar. Ja. En dan belangrik net dat ons moet onderskei tussen natuur en persoon, nê. God die Seun het nie 'n menslike persoon en natuur aangeneem nie. Dis een persoon, twee nature, nê. Dis hoekom hy vir die disippels kon sê, wel, ten minste wie my gesien het die Vader gesien, nê. Dus in Handelinge gepraat kan word van die bloed van God, een persoon, twee natuur. So dit is ook net belangrik om in gedagte te net iets wat in die katekismes vir my ten minste in antwoord 35 baie mooi na vore kom. En woorde dat hy die menslike vlees en bloed uit Maria aangeneem het. Wat is die implikasie daarvan? Dat hy die menslike vlees en bloed uit Maria aangeneem het.
Ek dink die implikasie daarvan is dat hy werklik die menslikheid so aangeneem het. Maar ek dink nog 'n belangrike ding, 'n interessante feit om daarby te noem, maar ek gaan dit eers noem, dan sal ek weer terugkom na die punt toe, is dat ook dit is belangrik om te onthou op 'n genetiese vlak dat Christus se manlikheidswese is ook 'n deel van die wonderwerk van die maagdelike geboorte. Want daar was geen dubbele X-kromosome om hom man te maak nie. En daarom is die Heilige Gees se inspringing daarin deur hierdie wonderwerk wat hom man gemaak het. Anders sou hy vroulik wees. En so is dit dan deel van hierdie wonderwerk van die Here dat Christus as hoof van die Nuwe Testament as man gebore word uit 'n maagd. Maar ja, dan gaande sy deel hê aan die mensdom deur sy moeder Maria, is dat hy, soos wat ons ook 'n moeder het, kry Christus ook 'n moeder, soos God so bestem God het. En so word Christus van geboorte tot en met sy sterwe, kry hy deel aan dit wat die mens moet deurgaan. So word Christus ook verneder. En die vernedering is dan ook deel van daardie proses van die boetdoening wat ons eintlik moes doen vir ons sondes. So dit kom weer terug na die verlossingswerk wat Christus doen. Dit is deel van die straf wat ons behoort te gedra het. En so kom Christus ook vanaf geboorte tot en met sterfte, om ons van verlossing te verseker daardeur. Ek is bang as ek nou iets by sê, gaan ek dit begin herhaal nou, so, dis reg, ja. Ja, so baie treffend ook, nee. Christus se menslike natuur sou nie dieselfde kon wees as die van Adam voor die sondeval nie. Dat die vlees het uit 'n gevalle vrou aangeneem. Sonder dat die sonde oorgedra het, daarby gaan ons ook nog kom. Maar dit is nogal belangrik, nee, dat hy ook in terme van die gevallendheid, en die gebrokenheid van ons natuur, daarin het hy ook gedeel. Hy daar vlees en bloed aangeneem. Die liggaam wat hy ontvang het is 'n verganklike een, nie 'n onverganklike een, soos voor sy verheerliking natuurlik, ja. Ja, nee, presies. Volgende vraag uit antwoord 35, nee, waarom is dit belangrik dat hy ware nakomeling van Dawid is? So die Here het 'n verbond gemaak met Dawid, dat daar iemand vanuit sy nageslag altyd op die troon sal sit. En dit is dan juis Christus wat hierdie verbond vervul. Hy is die ewige koning, en die Here vervul die verbond wat hy met Dawid gemaak het daardeur. So daarom is dit juis ook belangrik dat Jesus 'n ma het, en dat die ma uit die nageslag van Dawid uit is, sodat hy ook uit die nageslag van Dawid uit is. Skalk jy enigiets om by te voeg nog? Nee, ek dink vir ek het dit eintlik mooi saamgevat. Ek is baie bly daaroor. Vir ek dit mooi saamgevat. Goed, so kom hy ook in die Nuwe Testament as die seun van Dawid geëien word telkens. Dit is 'n titel, die vervulling van die Here se verbond. Ja, dis nogal geweldig om te dink. Hy is nou die een wat alle mag en gesag in die hemel en op die aarde het, is 'n man met Dawid se gene. Dis nogal 'n groot gedagte. Goed. Hoekom moes Jesus nou weer in alle opsigte aan sy broers gelyk wees, maar sonder die sonde? Wel, Christus moes sonder sonde wees, dat hy werklik die vlekkelose offer, perfekte offer kan bring aan die Here. Maar so moet hy ook gelyk wees aan sy broers, soos ons, denk ek het in vraag 1 of 2 genoem, wat ons dan ook
'n verlosser benodig wat soos ons is. Dis waar hierdie twee nature van Christus te verskyn kom waar die belang lê. Sy moet ware God wees, want hy moet voldoen aan die Here se vereistes, maar hy moet ook ware mens wees, want dit is ook deel van die Here se vereistes, want die mens betaal. Dit is nie Die dat mens het gesondig en daarom moet die mens die straf dra. Ja. 'n engel of muur of enigiets anders vir ons sondes kan betaal. Ja, so dit is baie mooi gestel. Ek dink in die Ou Testament, die kwalifikasies om 'n losser te kan wees is nogal treffend. Een daarvan is dat 'n familielid moet wees, nê. In ander woorde, as 'n vrou se man dood is sonder dat daar vir hom 'n nageslag is, dan moet 'n familielid kom en dan tog dat daar in die grond koop en dan vir sy broer 'n nageslag verwek en dit is dan nogal mooi dat die Bybel so klem lê, Christus ons losser, nê, wat in ons nood gekom het en hy is een van ons, en sy broers in alle opsigte gelyk, maar sonder sonde. Dit kom natuurlik net so uit die brief aan die Hebreërs, daai woorde van die katekismus. Dis oorsien. Ja, Dis dan opvallend dat ons kan dit ook dan terugtrek na die lyn van Dawid toe en dan nog verder terugtrek na Adam toe. Waar ons net maar ver langs se broers en susters is. So Lambert map power. nee, presies. Ja, ek dink ons het goed gedoen. Ons kan hierby volstaan. Ja, baie geseënde week vir elke luisteraar en ook vir elkeen van julle, Frikkie en Skalk. Mooi dag verder. Totsiens.